Vers 11 sê, red die wat na die dood gesleep word, en die wat na die slagbank wankel. Hou hulle tog terug. Dit is eintlik 'n ernstige, ek kan ook die woord gebruik, versoek van Vader, want wat gebeur is, red die wat na die dood gesleep word, en daai is sy kinders. En as ons die situasie sien, ons moet altyd die groter prentjie sien, ons kyk na ons lewe, en ons kyk na wat Vader vir my en my lewe gaan doen, en dit is regtig nie waaroor dit gaan nie. Dis, wat is my rol in sy raadsplan? Het gaan bitter min oor my. Ek is hier vir 'n kort tydjie. En die tyd wat ek hier is, het ek belangrike werk om te doen. En ek gaan dinge sê wat dalk snaaks klink, maar as jy daaroor dink, dan sien jy dit is so. Red die wat na die dood gesleep word. Vader vra dit vir ons, of sal ek sê, hy maan ons om dit te doen. En die gedeelte wat ek versigtig is om te sê, is hy is afhanklik van ons. Mense sal sê, God is alomteenwoordig, hy is almagtig, hy sal weet, en hy is van niemand afhanklik nie. Dit is so. Maar die omstandighede is van so 'n aard, dat ons sy liggaam is, wat namens hom iets moet doen, wat gedoen moet word. Alles wat hy kon doen om die siel van hierdie mense te red, watter mense, red die wat na die dood gesleep word. Alles wat hy kon doen, het hy gedoen. Nou weer eens, hy is almagtig. Maar daar is sekere dinge wat hy nie doen. Hy lieg nie. Hy kan lieg, want hy is almagtig. Maar die skrif sê, dit is onmoontlik vir hom om te lieg. Maar niks is vir hom onmoontlik nie. Maar hy gaan nie lieg. Hoekom nie? Want dis wie hy is. Hy is waarheid. Hy kan nie lieg nie. As hy lieg, dan is hy nie meer waarheid nie. Dan is hy nie wie hy is nie. Daarom sal hy nie lieg nie, maar hy kan lieg. Maar hy sal nie lieg. Hy kan doen wat ons veronderstel is om te doen. Hy kan hierdie mense uit die dood uit weghou. Maar hy gaan dit nie doen nie. Hoekom nie? Want dit is ongeregtig. Hoekom is dit ongeregtig? Want hy kan nie party red van die dood en ander nie, want as hy probeer, gaan jy regkry. En dit beteken daar is nie meer 'n keuse vir die mens nie. Hy besluit vir jou. Maar dit is ongeregtig teenoor almal wat nie dan gered word nie. En daarom moet elkeen 'n keuse hê, en ons word deur geloof gered. Nou hierdie mense gaan verloor, hulle word na die dood gesleep as gevolg van ongeloof. En wat gaan hulle red? Geloof. Hoe gaan geloof by hulle uitkom? En dit is die praktiese realiteit. Deur ons. Dan God dit nie self doen nie. Nee. Kan hy nie engel stuur nie? Nee. Hy stuur ons. Ons is die lig. Nou sê ek weer met versigtigheid, hy is afhanklik van ons. Ons is gestuur deur hom. Om wat te doen? Om vir hierdie mense te gaan waarsku en te sê, jy word na die dood gesleep. Jy weet dit nie. Jy stap eintlik vrywillig, soos 'n skaap. Dom. Ander skape stap, ek stap saam. Waar gaan ons heen? Ek weet nie, agter die skaap aan. Hulle ryk nader aan die bloed daarvoor, maar hulle hou aan stap. En dis ons taak. Red die wat na die dood gesleep word. Nou wil ek weer sê, sien dit as Vader se woorde aan ons. En die wat na die slagbank wankel, hoe hulle tog terug. Kan jy Vader se stem daarin hoor? Wie is dit? Dis ons geliefdes. Dis ons vriende, dis dalk kennisse, dis dalk onbekennis van ons, maar dis almal Vader se kinders. Hoe voel ons oor ons kinders? Hoe voel Vader oor almal? En hy sê, ek het hierdie raadsplan voltooi. Ek het hom gedoen. Ek het die prys betaal. Maar iemand moet nou gaan en dit vir hierdie mense sê. En wie sal dit wees? Red die wat na die dood gesleep word, en die wat na die slagbank wankel. Hou hulle tog terug. As jy sê, kyk, ons het dit nie geweet nie, sal hy by die harte toets, dit nie merk nie. En hy wat let op die siel, hy kom dit te wete, en hy vergeld die mens na sy werk. En beslis is dit van toepassing op vers 11, maar ook meer as dit. Nou eerstens op vers 11, ja, maar ek het nou nie geweet nie, ja, maar ek het nou nie gedink nie, ja, maar ek het nou, en ek het 'n verkoning, en in my hart het ek geweet. En ek dink ek kan dit vir Vader wegsteek. Maar hy weet alles. En nou, ander situasies in my lewe, waar ek ook dink ek vir Vader goeders wegsteek.
As jy sê, kyk, ons het dit nie geweet nie. Ek was nie bewus van dit nie, intussen was jy. En hy wat die harte toets, dit nie merk nie. En hy wat let op jou siel, hy kom dit te wete. En hy vergeld die mens na sy werke. So wat moet ek nou doen? As jou situasie vir jou te groot is, en wat is die situasie? Wel, ek moet met hierdie mens gaan praat, want hy word weggesleep na die dood. Maar ek weet nie hoe nie. Nie asof ek nie die woord het nie, maar die omstandighede is nie reg nie, want hy is dalk my baas, of hy is dit, of hy is dat, of dat en dat, en ek sien nie kans nie. Ek sien werklik nie kans nie. Kan ek met dit na Vader toe gaan? Hy maan my dan. Red die wat na die dood gesleep word. Kan met dit na Vader toe gaan. Hoekom? Want ek het 'n middelaar wat vir my intree. En dit is Yeshua. En Vader kom ons swakhede tegemoet. En hy bewerk omstandighede wat ek nie gedink het moontlik is. En ek het nie geweet waar dit vandaan sal kom. Ek het nie geweet wat hy sal doen nie. En skielik verander die situasie en dit is so baie makliker en toeganklik. En die geleentheid is daar. En dit gebeur net. In plaas van om te probeer wegduins van dit af. Maak asof jy dit nie weet nie, maak asof jy dit nie sien nie. En dan word daai persoon in die dood ingesleep. En Vader gaan na die tyd vir jou vra, maar wat van daai persoon? Was hy nie vir jou belangrik nie, hy is nou nie hier nie. En is finaal. Ek kan hom nie gaan haal daai uit die put van vuur nie. Dis ongeregtig. En hy's vir my altyd weg en hy's vir jou altyd weg, wat 'n skade. En dan gaan ons sê, ja, dit is so. Ek het nie kans gesien nie. So sê dit nou. Nie net in dit nie, in enige omstandighede in jou lewe waarvoor jy nie kans sien. Ons is nie almal super pragtig in wat ons moet doen nie. Vader sê, hy is met ons swakhede bekend. Hy weet daarvan. Dit beteken ek sukkel. Maar hy is lankmoedig. Hy is barmhartig, hy is genadig. Ek kan na hom toe gaan en sê, Vader, help my, ek het hulp nodig vir hierdie ding, want dis wat hy vir ons vra. Nie vir hom wegsteek nie, maar sê, dis my situasie. Ek wil so graag anders optree. Ek wil so graag suksesvol wees in dit. En dit is vir my te swaar. Ek red nie reg nie, ek het die hulp nodig.